Maar in elk geval, ek gaan 'n bietjie net oor hierdie onderwerp en so 'n bietjie iets anders te vanmôre met jou deel. En jy gaan dit geniet en jy gaan net luister. En ons is besig om te kyk na hierdie onfeilbare woord. En ek het laasweek vir jou gesê, en ek begin sommer net so, dat die 33 vertaling is wat ek in glo en wat ek vertrou. Die 33 vertaling is die King James weergawe dan gebruik as verwysing. Maar meer belangrik moet ons onthou dat die 33 Afrikaanse Bybel is direk uit die Griekse en Hebreëse manuskripte is hy gevertaal. So die mees korrekste Afrikaanse Bybel wat jy kan kry is die 33 vertaling. En ek wil net gou-gou so 'n toetsie doen en nou nie worry nie, wie gebruik die 33 vertaling in hierdie kerk? Maak nie saak nie, of dit maak saak, maar ek wil jou nou nie op die spot sit nie. Kan ek gou vra, wie verkies eerder 'n Engelse Bybel? Excuse me, sorry man. You must hold on tight, because reg deur die woord, op elke hoofstuk van die Bybel, gaan ek sommer net so 'n inleidingkie vir jou maak, gaan jy lees in die Ou Testament, Nuwe Testament, hoor jy van koninkryke. Jy sal op elke bladsy amper van God se woord hoor van koninkryke. Die stelling wat ek vanmôre maak, en ek gaan so 'n bietjie aanleiding of 'n aanloop net met jou maak, en dit is, koninkryke kom en gaan, maar God se koninkryk bly staan. Sê amen. Die Bybel is vol stories van koninkryke wat groot rykdomme gehad het, wat groot weermagte gehad het, groot konings gehad het, soveel so, dat baie van die konings, en as jy gaan kyk na die Egiptiese stelsel, en jy gaan kyk selfs na die Babyloniese stelsel, of die Persiese stelsel, was die konings in so hoog aanstelling geplaas, dat hulle eintlik 'n god was vir die volk. Groot konings, groot koninkryke, groot weermagte, maar hier is die punt wat ek vanmôre by gaan uitkom net vinnig met my aanleiding, en dit is dat al hierdie koninkryke het op die einde van die dag tot 'n einde gekom. Moet nooit dink, en ek praat nou sommer net so 'n bietjie, maar moet nooit dink dat jy te groot is om te val nie. Amen. En dan gaan ons na Daniël 2 toe, en vir my aanloop, en ons lees daar 'n verhaal van Daniël en 'n koning Nebukadneser. Jy sal die storie ken. En Nebukadneser, koning van Babylon, gaan Jerusalem toe en hy neem hulle gevange, en dan hoor ons uit die Bybel van 'n ballingskap. Met ander woorde, al die slim jong manne, sterk jong manne, word dan deur Nebukadneser weggevoer na Babylon toe. Ek som die storie vinnig vir jou op. In Babylon gekom, kry hierdie koning van Babylon, Nebukadneser, 'n droom. En hierdie droom wys iets. Jy kan hom maar opsit, oom Sammy. Dit is wat hy gesien het. Maar nou kom Nebukadneser en hy maak die volgende stellings. Hy sê vir al sy slimmes. Hy sê, julle gaan my droom vir my uitlê. En dan sê die slimmes, sogenaamdes, wat is jou droom? Dan lê ons vir jou uit. En Nebukadneser sê, nee, wag. Julle wil my vang met 'n triek. Julle gaan nie net my droom uitlê nie, julle gaan vir my sê wat ek gedroom het. Dit klink soos my vrou. Ek wil weet. Ag, ek weet al in die oggende wakker geword, dan is jou vrou naby. Dan is dit omdat sy iets gedroom het, wat jy gedoen het. Huh? Yes. Dankie vir die waarheid. Ja. Ja. Maar Nebukadneser kry hierdie droom, en wat hy dan sien is hierdie beeld, en dan kom 'n jong Daniël, en hy lê hierdie droom vir hom uit. En hy sê eintlik in soveel sin vir hom, dat daar 4 koninkryke gaan wees, en ek praat oor die Bybel, en ek gebruik dit as net
inleiding, dat hy moet weet, hier staan die koninkryk van Babylon heel bo, Nebukadneser, hierdie groot koning, kry hierdie droom, hy het nie geweet van Persie nie, hy het nie geweet van die Romeinse ryk nie, hy het nie geweet van Griekeland nie, want hy was hierdie groot man, en dan kom Daniël, in die nag, bid hy die droom van God af, en dan word die droom aan hom uitgelê. Hy sê, jy is Babylon met die kop van goud, maar dan sal daar Persiese koninkryk opstaan met wat silwer verteenwoordig op die bors, en dan Griekeland om die lendene is die koper, en dan die bene van yster en van klei, en hy lê die hele ding so uit. Kom ek vinnig sê dit vir jou, Babylon, hierdie groot koninkryk, die wêreldmag van Babylon was so groot, en in die jaar iewers 586 het Babylon gekom en Jerusalem kom vernietig. Daar's baie stories daaroor en ek doen net sommer so inleiding, maar hierdie Babylon in sy magtige weermag kom by Jerusalem en hulle breek die mure van Jerusalem af. Met ander woorde, hulle breek 'n muur, en ons was daar op 'n stuk van die muur toe ons daar was, wat geherbou is. Hierdie muur van Jerusalem was so breed, dat 'n strydwa met 2 perde op hierdie muur kon ry. Maar hierdie Babyloniese mag kom en breek die muur af. Wat ook gebeur het, is, ek dink dit was 70 na Christus, het hulle gekom en die tempel van Salomo afgebreek, eintlik aan die brand gesteek, omdat die tempel, ek gee sommer 'n bietjie inligting, die tempel was uitgelê met goud. En hulle kon nie die goud uitkry nie, en hulle steek toe die tempel aan die brand, sodat die goud kan smelt en van die mure en die goeders afloop, sodat hulle die goud kon wegvoer. Maar in 'n geval, hierdie Babyloniese ryk was 'n groot mag, 'n ryk wat gelyk het of dit vir altyd sou staan. Maar dan op die 539 voor Christus kom hierdie Babyloniese ryk tot einde, en dit word dan gedoen deur die Persiese leer onder die koninge, wel hy was meer as 'n koning, hy was soos 'n god vir hulle gewees, onder Kores of Xerxes die Grote, en hy het Babylon ingeneem. Dan toe was dit Persiese beurt, hierdie groot koninkryk, net so lekker inleiding, die Persiese ryk was 'n onstuitbare mag van Kores, en die ander koning se naam was Darius. Daar was 'n weermag van die Persiese, en hulle dink op sy piek het hierdie Persiese weermag tot 300.000 man sterk gestaan. En hulle het letterlik die wêreld plat geloop. Buiten die 300.000 weermagsmanne het hulle 'n Persiese elite mag gehad. En hierdie elite force was genoem die onsterflikes of die immortals gewees. 10.000 man wat van die top manne was, maar dan nog steeds in 331 voor Christus kom dan Alexander van Griekeland, Alexander die Grote van Macedonië verslaan, die Persiese koning Darius die derde by die slag van Gaugamela, en die militêre ineenstorting dan van Persië vind plaas, en toe die militêre eenheid ineenstort, toe is dit net 'n kwessie van tyd, en die administrasie het ook dan geval. Toe is Griekeland, of kom ons noem hom dan, wat sy naam, Alexander, is hy toe die wêreldmag waarvan Daniël dan geprofeteer het, was hy in beheer. Alexander die Grote, hierdie briljante leerowerste. Iets interessant van hierdie Alexander is dat op sy begrafnis, en die ou was maar 'n de mekaar ou, maar in 'n geval, op sy begrafnis het hy 3 reëlings gehad. Luister net gou vinnig, interessant hoe ek dit raak lees. Toe hierdie groot man Alexander, wat op daardie stadium die wêreld in sy mag gehad het, sê 3 goeters moet gebeur die dag toe hy sterf, en hy het gesterf as 'n jong man as gevolg van sy onnatuurlike seksuele losbandigheid. Sterf hy aan 'n wrede bose siekte. Maar hy maak hierdie uitspraak, hy sê, op my begrafnis nommer 1, al die dokters wat aan my gewerk het, moet my kus dra. Sodat hulle vir die wêreld kan wys, dat selfs die beste dokter kan nie die dood keer nie.
Die tweede ding wat moes gebeur het is dat die goud en die silwer wat hy bekom het in al sy veldslae moes hulle op die paaie gooi en strooi. En dit was 'n bewys gewees dat wanneer jy sterf, jy niks saam met jou kan vat waar ook al jy heen gaan nie. Die derde ding wat Alexander gevra het moet gebeur by sy begrafnis is, wanneer hulle hom in die kus sit, moet hulle sy hande buitekant die kus los. Nou dis weird. Maar hy sê, julle moet my hande buitekant die kus sit, sodat wanneer die mense kom om my te groet, moet hulle sien my hande is leeg, en ek vat niks saam met my, waar ook al ek op pad heen is nie. Dis mooi, nee. Maar tog kom hierdie Alexander se koninkryk dan ook tot einde in 27 jaar voor Christus. Na Alexander se dood 323 voor Christus is die ryk in 4 dele verdeel, en as jy nou Daniël gaan verder lees, dan kom jy op 'n plek daar in Daniël 7 praat hy van die 4 koppe, en dit is dan juist hierdie Griekeland wat dan opgedeel het in 4 afdelings, maar nie lank daarna nie, het die oorblyfsels van sy hele wêreld uiteindelik voor Rome gebuig. Nou Rome ken ons, die Romeine, hulle was dan juis die wêreldmag gewees. In Jesus se tyd, ons weet selfs as jy die stories van Jesus en die evangelies lees, is nog by my, Jesus ek praat. Sê, ja, moes stadiger praat. Maar in elk geval, Rome in die tyd van Jesus was die Romeine dan ook dan al in Israel ook wat hulle beset geneem het. Die Romeinse ryk was dan die Eysterryk waarvan Daniël dan die droom uitgelê het. En die Romeinse ryk, net so vir interessantheid, dis die Romeine wat paaie tussen wêrelde geskep het. Wette geskep het. Met ander woorde, voor dit was 'n ouma op sy perd en hy het die kortste pad hier oor 'n berg gekies, maar toe die Romeinse ryk inkom het hulle paaie begin bou en lande so aan mekaar gekonnekteer. Maar die Rome het toe geval onder 'n Germaanse generaal met 'n baie snaaks naam, Odoacer, is dan verslaan, en die laaste Romeinse keiser wat dan verslaan was keiser Romulus Augustulus. En van daaraf het die 4 ryke waarvan hierdie Nebukadneser gedroom het, dan tot niet gegaan. Elkeen van hierdie koninkryke het die wêreld laat skud. En elkeen het gedink hulle is onoorwinnelik. Maar vandag is al hierdie ryke net hoofstukke in geskiedenisboeke. En dan staan daar in Daniël 2 'n baie eenvoudige maar 'n kragtige waarheid. Ek's op pad iewers heen. Hoor wat sê hierdie skrif. Terwyl 'n jong Daniël aan Nebukadneser sy droom uitlê, sê hierdie woorde: maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al die koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Koninkryke kom en gaan. Maar toe Jesus na hierdie aarde toe kom vestig hy 'n koninkryk. En daardie koninkryk se burgers is jy en ek. Amen. Ek en jy, sê vir een langs jou, ek is nie van hier nie, ek is gestuur. OK. Nou ek wil nou nie my preek nou onnodig laat ek hom moet edit na die tyd nie, maar kan ek vir jou sê, soos wat Persië en Babylon en Rome geval het, so sal ook die koninkrykies van hierdie tyd waar ons leef tot 'n val kom. Jy kan hulle noem die CNA en die AND en noem hulle wat jy wil. Hulle almal sal val. Maar daar's 'n koninkryk volgens Daniël wat sê, wat in ewigheid nie tot niet sal gaan nie. En ek en jy is in daardie koninkryk van Jesus Christus. Amen. Ek is nie in die reëls van hierdie wêreld nie. Nou maak ek hierdie stelling. Die Bybel
is die gesaghebende, geïnspireerde en finale woord van God. Met ander woorde, hierdie Bybel, as ek en jy 'n burger is van God se koninkryk, maak dit hierdie Bybel die grondwet waarop God se wil, waarheid, verlossingsplan en sy koninkryk vas staan. As jy 'n burger is van die koninkryk van God, dan werk ek en jy volgens 'n stel reëls en hierdie boek is die grondwet van my en jou wat ons moet in ons harte bewaar. Sê 'n bietjie amen. Och, ek is so bly ek behoort nie aan hierdie wêreld nie. Maar ek behoort aan 'n koninkryk wat tot in ewigheid sal bly staan. En hierdie Bybelboek, 'n ewige boek, is waar ek my handelswyse kry. Uit hierdie agtergrond wil ek net weer hierdie vers van laas week na jou toe bring. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand tot in ewigheid. Amen. Hierdie is die konstitusie van die koninkryk van God. Geen koninkryk kan bly staan as daar nie 'n stel formules is waar volgens die burgers van die koninkryk moet leef nie. Is jy by my? Goed. Ek het nou hierdie ingesit net so vir interessantheid, maar Jesus in elke boek van die Bybel het ons laasweek oor gepraat. Maar daar's 'n vers wat ek net vinnig onder die aandag bring voordat ek verder gaan. Baie keer, en dit is 'n onskuldige fout wat ons baie keer maak. Maar baie keer wanneer ons dink aan Jesus, wat is die eerste ding wat jy dink as jy aan Jesus dink? Elkeen het 'n antwoord. Maar 90% van die kere wanneer jy dink aan Jesus, dink jy aan Jesus as of iets wat gebeur het toe hy op aarde was. Is dit so? Maar jy moet onthou dat Jesus, so ek nou vir jou Jesus in al die boeke van die Bybel gewys het, wil ek vanmôre net beklemtoon en jou herinner dat Jesus was die seun van die mens, maar dit was maar net vir 'n tydperk van 33 jaar, maar bo dit is Jesus die seun van God. En dit beteken dat hierdie Jesus van ewigheid tot ewigheid bestaan. Ek maak dit net gou weer vas in jou gedagtes. Dan kom die woord van die Here in Lukas 8 vers 58. En Jesus maak 'n stelling en omdat hy hierdie stelling maak, wil die Jode hom doodgooi met klippe. Wat is dit wat Jesus gedoen het wat sou veroorsaak dat hulle hom wou doodmaak? Was dit omdat hy die siekes gesond gemaak het? Nee, dit is juis dit wat die skares getrek het. Was dit omdat Jesus geleer het met gesag soos geen ander nie? Nee, dit was oor hierdie dinge wat hy gesê het in Lukas 8 vers 58. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, Jesus sê vir hulle, vir hierdie Jode, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. En hulle het toe klippe opgetel om hom dood te gooi. Maar Jesus met hierdie woorde en die terminologie en die manier wat hy sê, Abraham was. En hy sê nie, Abraham was en ek is of ek was gewees nie. Hy sê ek is. Nou vat my gedagtes en ek het die prentjie ingesit om net vir jou te verduidelik. Met ander woorde, toe Moses by die brandende doringbos staan en die stem van God praat met hom en sê, ek is wie ek is, was dit Jesus Christus wat alreeds daar was om met hom te praat. Jesus was daar, toe God gespreek het, laat daar lig wees, was Jesus daar. Toe hy Moses en die volk uitlei, was hy daar gewees. En ek wil net gevoel, ek moet dit net gou by jou sit. Ok, kom ons gaan gou na 'n paar redes toe, jy's nog by my, liefie, is die aircons aan, ek kry warm, of is julle alright? Ek moet rustiger raak. Hoekom ons die Bybel kan glo? Ek het net gou 'n paar dinge ingesit. Hoekom ons die Bybel kan glo? Eerstens, die historiese betroubaarheid van die woord. Die Bybel verwys na werklike plekke, konings en gebeurtenisse wat deur geskiedenis en argeologie bevestig is. 'n Voorbeeld, die bestaan van die Pontius Pilatus is bewys deur 'n inskripsie wat in 1961 in Caesarea
ontdek is. Wie was al in Israel? Kan ek sien? Sorry, ek vra net. 'n Paar. Maar as jy in Israel kom, vat hulle jou Caesarea toe en daar sien jy klomp. Ek dink hulle het nou die dag daar met opgrawings ook een van die tronke gekry waarin Paulus gehou was voordat hy Rome toe sou gegaan het. Maar in 'n geval, hulle ontdek hierdie inskripsie van hierdie ding en die inskripsie op hierdie steen dan was dan juist die inskripsie bevat die naam Pontius Pilatus, prefek van Judea. En die oomblik wat hulle dit ontdek, maak dit die Bybel 'n realiteit en dan kom daar 'n Romeinse historikus, Titicus, skryf ook in sy manuskrifte oor Jesus. Nou kom ek verduidelik jou net gou dit, bietjie afsleg. Die Romeinse skrywers en die eksterne Bybelse skrywers, hulle het nie 'n saak met al die ander goeders nie. Al wat 'n Romeinse skrywer daai tyd wou hê, is dat sy koninkryk die beste en die slimste en die sterkste lyk. Maar dan kom hierdie skrywer met sy Tacitus, of wat ook al, naam, en dan sê, hy skryf onder andere in sy geskrifte, wat ongeveer 116 jaar na Christus geskryf is, skryf hy oor Jesus se kruisiging en sê, dat dit gebeur het onder Pontius Pilatus. So met ander woorde, wanneer ek in die Evangelis lees, en ons hoor dat Jesus voor Pontius Pilatus verskyn het, is dit nie 'n fiksieverhaal nie, maar die geskiedenis bewys vir ons, dat daar so iets gebeur het. Jy moet amen sê op dit. Amen. Goed, dan ook die stad Nineve. Die stad Nineve was vroeër as 'n mite beskou, en ek het so 'n bietjie gaan kyk net, 70% van die argeoloë wat opgrawings doen, geskiedkundige opgrawings doen, is ateïste. Maar in die opgrawings het hulle dan hierdie stad Nineve ontdek en hierdie muur gekry wat 'n uitbeelding is van konings, en al wat dit sê is dat toe Jona gestuur is na Nineve, is dit nie 'n Bybelstorie wat iemand gesuig het nie, dit is 'n ware plek wat God iewers in sy gedagtes gehad het en 'n profeet na toe gestuur het. En dit is maar net een van die redes hoekom ek sê ons die Bybel kan glo. Dan baie interessant vir my hierdie ene net, ek het nog so 'n paar oor, is die Tel Dan inscription. Tel Dan, dis die plek waar hierdie klip opgetel is met opgrawings, en in hierdie opgrawings word daar dan verwys na 'n koning, ek dink was 'n koning van Assirië of iewers, maar hy praat van dat hy 'n ander koning verslaan het wat uit die huis van Dawid was. Met ander woorde, vir jare en jare het die mense gesê, Dawid is net 'n fiksiefiguur wat nie werklik bestaan het nie, en met die ontdekking van hierdie klip het hulle dan gesien dat hierdie koning was dan uit die huis van Dawid. Goed, nommer 2 wil ek sê, eerstens dan die opgrawings, dit maak die Bybel 'n realiteit. Tweedens, 'n vervulde profeseë. Die Bybel bevat baie profeseë wat later vervul is. 'n Voorbeeld, Jesus Christus se geboorteplek is voorspel in Micha 5 vers 1. Net iets interessant, Jesus is in Bethlehem gebore. In Hebreëus sê jy Bet-Lachem. Bet beteken huis en Lachem beteken brood. Waar is Jesus gebore? Hy is in die huis van brood gebore. En dan kom Jesus en sê, ek is die brood van die lewe. Maar 700 jaar voor Jesus gebore sou word, skryf die profeet Micha dit neer, en hy skryf hierdie woorde in Micha 5 vers 1, en jy Bethlehem, Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, en wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van ewigheid. 700 jaar, sit jou gedagtes daar. Ons het laasweek gepraat, hoe al hierdie manuskripte bymekaar gekom het. Maar 700 jaar voor hierdie geboorte van Jesus sou plaasvind, sit daar 'n man met 'n pen in sy hand, geïnspireer deur die Heilige Gees, en hy sien iets wat in Bethlehem gebeur, en hy sê, uit jou Bethlehem sal daar iemand gebore word, wat vir my 'n heerser sal wees. Is dit nie mooi nie? Is dit nie kragtig nie? Amen. Jesus se lyding word dan ook beskryf in Jesaja 53, ongeveer 700 jaar voor sy kruisiging. Die profeet Jesaja skryf Jesaja 53, en hoor net hierdie mooi woorde.
Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor en ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die profeet 700 jaar voordat Jesus aan 'n kruis sou sterf, pen hierdie woorde neer. Hy gaan verder en hy sê, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Ag, kan ek hier myself in die rede val? Wil jy vanmôre jou hand net so opsteek en sê, Here, dankie. U het gesterf vir my aan die kruis. Here, my sonde het U gedra. My siekte het U gedra. Dankie, Here, dat ons nie vandag net glo in 'n mieteboek nie, maar dit is die woord van God. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Die Bybel se eerlike skryfstyl is die derde punt wat ek vinnig nou toe bring. Hoekom ons die Bybel kan glo? Die Bybel verberg nie die foute van sy helde nie. 'n Voorbeeld, Dawid se sonde met Batseba. Dit word daaroor geskryf. Petrus wat Jesus verloon, dit word geskryf. Dit wys die skrywer probeer nie propaganda maak nie, maar vertel die waarheid. En op die einde van die dag is die Bybel 'n boek oor feilbare mense in die hand van 'n onfeilbare God. Verstaan jy? Jy weet mos, die eerste love letter wat jy vir jou vrou geskryf het jy niks gesê van jou moods nie. Want ons probeer die beste voetjie voorgee, en dis dieselfde konsep hier. Hierdie skrywers kon net die beste voorgesit het, maar hulle praat die waarheid en hulle wys die foute uit, wat beteken dis nie opgemaakte stories nie. Amen. Ag, hierdie is 'n rowwe enetjie, maar vroue se getuienis was nie hoog geag in die tyd van die Bybel nie. Die historikus Flavius Josephus skryf byvoorbeeld dat 'n vrou se getuienis nie altyd in 'n hof aanvaar is nie. Julle moet my nou nie gooi met 'n handsak nie. As iemand 'n storie wou uitdink om mense te probeer oortuig, sou hulle waarskynlik belangriker mans as eerste getuies gekies het, soos 'n Petrus of 'n Johannes. Maar die evangelie sê, die eerste getuie was 'n vrou gewees. Wat sê dit? Die Here word nie vasgevang in hierdie nuwe kultuur van hierdie een is belangriker as daai ene nie. En ek wil sommer vir die vrouens sê, die God van hemel en aarde het julle gekies om die eerste getuie te wees dat hy Jesus het opgestaan. Al sê die wêreld, nee, maar dis nou nie 'n geldige getuie nie, wil ek vir jou sê, God maak nooit 'n fout nie, en hy het 'n vrou gekies, en dit wys vir my, ten spyte van die kultuur van daardie era, het die skrywer die waarheid geskryf en gesê, nee, dit was nou die paus Petrus gewees wat hom gekry het nie, so dit moet waar wees nie. Hy sê, dit was 'n vrou gewees, Maria en Maria Magdalena, wat Jesus gekry het. Nie nog by my? So met ander woorde, dit maak die verhaal meer realisties en minder propaganda. 5de en laaste ene wat ek vinnig nou toe bring, het ek nog so kort stukkie wat ek met jou wil deurgaan. Die dood van die disippels. As jy gaan kyk na Jesus se 12 disippels, dink ek is net Johannes en Judas Iskariot wat nie met hulle lewe betaal het vir die evangelie van Jesus Christus nie. Ek weet onder andere Petrus was gekruisig. En toe hulle hom kruisig, het Petrus gesê, julle moet my onderste bo kruisig, want ek is nie waardig om soos Jesus aan 'n kruis te hang nie.
Daar's nou nog 'n paar voorbeelde, soos Jakobus, die seun van Zebedeus. Ons lees daarvan in Handelinge 12 vers 2, maar hy was onthoof gewees. En dan is daar ook Thomas, wat met spiese in India doodgesteek is. Maar die realiteit is, hoekom ek dit gebruik as 'n bewys dat die Bybel waar is, jy gaan 'n storie vertel, totdat hulle vir jou sê, daar's jou kruis, ons gaan jou nou ophang. Dan gaan jy vinniger sê, okay, sorry boys, dis nie waar wat ek gesê het nie. Verstaan jy wat ek sê? Maar die disippels het met hulle oë gesien, toe Jesus aan hulle verskyn na hy aan die kruis gehang het, in sy vernuwe, verheerlikte liggaam. En dit is 'n implanting in daardie disippels gewees, dat hulle bereid was om daarvoor te sterf. As dit 'n leuen was, sou jy miskien op die einde gesê het, moenie my kruisig nie, ek jok, dit is net 'n storie. Maar Jesus se disippels was bereid om te sterf, omdat hulle gesê, dit wat ons gesien het, dit wat ons beleef het, is die waarheid. Amen. Ek wil nou gou hierdie dingetjie deurhardloop. En gebed, verklarings en bevele. In die Engels klink dit, julle sal dit eerder ken, maar dit is nou so gier wat so deurgaan. Prayer, declaration and decreeing. Nou hulle sê mos nou in vandag se nuwe kerke, name it and claim it. Nie julle nie. Maar ek wil net so 'n bietjie dit doen, want ek het nou gesê, hoor gou, ek het gesê, daar's 'n ewige koninkryk wat ek en jy is. En hierdie is ons grondwet waarop ons staan. So wanneer ek en jy met hierdie goeders besig is, moet ek dit net gou vir jou deursit. Jy kan die slide so opgooi so vinnig om sê, laat ek nie die mekaar raak nie. Gebed, in die eerste plek, gebed is 'n verhouding. Gebed is 'n petisie. Gebed is onderwerping. Die modelgebed in Matteus 6 vers 9 sê, Here, laat u wil geskied, soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. Dit is wat gebed is. Gebed is nie 'n bevele wat ons aan God gee nie. Gebed is om gemeenskap met God te hê. Dit is om oor te gee aan God. Dan kom ons by om te verklaar of to declare. Wanneer ons verklaringe maak, moet dit in lyn wees met wat God reeds in sy woord gesê het. Met ander woorde, net dit wat God al reeds gesê het, kan ons bevestig met ons woorde. Byvoorbeeld, jy kan sê en verklaar dat ek is vergewe, want die woord sê so. Jy kan sê ek is vry, want God se woord sê so. Jy kan sê dat deur sy wonde is daar vir my genesing, want sy woord sê so. En jy kan ook sê geen wapen wat teen my gesmee word sal enigiets uitrig nie, want sy woord het dit gesê. Wat is verklaring? Verklaring is om jou woorde te belyn met God se woord. Jy praat wat God reeds gesê het. Om te beveel, to decree, is om te beveel, is om te verklaar met die autoriteit van die een wat dit gesê het. Nou, stupid voorbeelde wat ek altyd gebruik. Maar, as 'n ou na my toe kom, jy weet daar by die skool, en hy sê vir, jy moet dit doen. Dis net ek, voor ek bekeerd was. Dis my eerste vraag, wie is jy? Hoekom moet ek vir jou luister? Amen. Ag, julle is heiliges, doen julle dit nooit gedoen nie. As iemand my iets beveel, my vrou is so, as ek haar 'n bevel gee, sê sy, vra eers mooi. Maar om te beveel is om te verklaar met autoriteit van die een wat dit gesê het. Met ander woorde, wanneer jy 'n bevel gee, gaan dit nie oor jou woorde nie, maar dit gaan oor die woord van God wat hier gestaan is, en wanneer ons verklaar, moet ons God se woord verklaar. Dit maak sin, sê amen. Met ander woorde, jy beweeg in die autoriteit wat reeds vasgestel is. Byvoorbeeld, konings het bevele gegee met die autoriteit wat aan hulle gegee
is. Jy weet, as jy daai ouetjie nou sê, wie's jy, wat nou? En dan kom jy meneer so om die draai. Tot lief, ja, meneer. Gaan maar wie dit sê. Gaan maar wie dit sê. Wat autoriteit het ek as kind van God? Lukas 10:19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade kan doen nie. Hierdie woord, so kan jy in die koninkryk van God beweeg. En hierdie is ons wetboek of ons grondwet. Sê hierdie grondwet dat ons koning van ons koninkryk gee aan jou die mag om bevele te gee. Hier het ek in rooi gesit. Die woord van God is jou grondwetlike autoriteit as burger van God se onverganklike koninkryk. So wanneer jy 'n bevel gee in die geestesrelm, verklaar jy met autoriteit dit wat God reeds gespreek het en deur die bloed van Jesus bekragtig is. Daar is dan 'n verskil. Met ander woorde, as jy bid, dan sê jy byvoorbeeld, en ek het hierdie gebruik as 'n voorbeeld, Here, breek asseblief hierdie donker mag wat my wil oorweldig. Dis 'n gebed. Dis 'n versoek. Maar dan gaan ons terug na Lukas 10 toe en die Here sê dat hy gee aan ons die mag. Nie jou woorde nie, maar God se woorde. En dan word dit 'n bevel. So jy kan dit bid, maar jy moet dit 'n bevel maak en sê, in die naam van Jesus verklaar ek met 'n bevel, met ander woorde met die autoriteit van God se woord, hierdie donker mag gebreek deur die bemagtiging van die bloed van Jesus. Maak dit jou sin? Hulle kyk my. Waarskuwing. Jy kan nie verklaar of beveel wat God nie gesê en Jesus bloed nie bemagtig het nie. Dit sit ek nou 'n stupid voorbeeld in. Maar jy kan nie byvoorbeeld sê, ek verklaar dat my baas 'n kramp gaan kry nie. Nee, hoe sit jy nou so ongemaklik as jy 'n baas? Hoekom kan jy nie, ek nou net gebruik as 'n voorbeeld? Jy kan dit nie sê onder die autoriteit van God nie. Dit is nie belyn met God se woord nie. So baie mense, en hoekom praat ek hieroor? Want hierdie is die grondwet, hierdie is die manier waarop ek en jy autoriteit uitoefen in hierdie wêreld. Maar as te veel Christene wat 'n klomp nonsens praat en dan sê hulle, ek sê dit in die naam van die Here. Maar wanneer jy die verkeerde goed sê, soos byvoorbeeld, ek wens my baas kry 'n kramp, dan gaan jy uit die jurisdiksie van die God se woord uit en jy gaan in die jurisdiksie van die duisternis en dan is jy eintlik besig om 'n vloek uit te spreek en nie 'n seën nie. Maak dit vir jou sin? En dit is belangrik dat ek en jy, hoekom sê ek dit? Ek en jy gaan in besit neem deur om bevele of decrees te maak in hierdie tyd waarin ons leef. Maar ons kan nie decree wat in ons eie verbeelding aangaan nie. Ons moet onsself belyn met die grondwet van God se koninkryk. Want hierdie boek, God staan agter dit. Amen. Ek wil gou klaarmaak hiermee. Jy kan ook nie sê, ek sê dit nou, maar jy kan ook nie sê, in die naam van die Here gaan ek die lotto wen nie. Hoor jy? Ek gaan 'n paar mense hierso bestraf. Van die oomblik wanneer jy sê ek gaan die lotto wen, jy kan dit so Christelik maak. Ek het al ouens gekry, jy kan, o Here. As die Here my die lotto laat wen, dan sê ek, jy nou. Kom ek sê gou vir jou. Die oomblik wanneer jy sê ek gaan die lotto wen, skuif jy onder die jurisdiksie van God se woord uit, onder die jurisdiksie van geluksgode. Verstaan jy? En dan skuif jy uit God uit
en sy autoriteit uit, en jy val onder die mag van Satan. Nou hierdie is sommer net free raad, dis nie deel van my preekie. As jy wil weet hoe kom dit so swak gaan met jou finansies, hou op dobbel. Want jy vertrou op geluksgode. Sê, beweeg asseblief aan, dat lied is te hard. 3 boeke in die hemel, ek maak klaar met hierdie. Interessantheid, wys gou daarom, Sam. Ek sien hierdie nou die dag. Hierdie is die Sanhedrin, die hoogste Joodse regs- en godsdienstige en burgerlike raad in Jerusalem van Israel. Daar is die muntstuk wat hulle al reeds begin druk het vir die 3de tempel wat gebou moet word. Interessant sal jy sien wie se gesigte is op die muntstuk. Aan die agterkant is dit juis koning Cyrus. Wie was koning Cyrus? Hy was die Persiese koning wat die Israeliete gelos het om die tempel te gaan herbou. En dan die ander gesig is Papa Trump. En die Jode is van harte oortuig dat Trump gaan veroorsaak dat die 3de tempel gebou kan word. En daardie muntstuk is alreeds aan die druk. Hoekom wys ek dit vir jou? Net om vir jou te sê, dat as jy dink, daar's nog baie tyd oor, moet jy weer dink. Want Jesus is op pad terug. Die 3de tempel kan nie gebou word, voordat die Antichrist hom nie self openbaar het nie. Sit dit in, maar ek gee jou gou hierdie vers, ek maak klaar, Openbaring 1 vers 16, sê hierdie woorde, nou kom Johannes, hy's op die Patmos, en hy kry hierdie visioene van Openbaring, en dan sien hy hierdie gesig, 'n skerp, tweesnydende swaard, het uit sy mond uitgekom. Die sy is met 'n hoofletter, met ander woorde, in die hemel, by die laaste oordeel, sien hy Jesus, en wat kom uit Jesus se mond uit? 'n tweesnydende swaard. Wat is die tweesnydende swaard? Die woord van God. Johannes 1 vers 1 tot 5 het ons laasweek behandel. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Met ander woorde, jy kan nie hierdie Bybel en Jesus van mekaar skei nie, want aan die einde van tyd kom die swaard uit Jesus se mond uit. Is jy by my? Maar dan kom hy verder in Openbaring 20 vers 12 en hy sê, en ek het die dode, klein en groot, voor God gesien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. Sam, ek kan vir my ietsie speel. Uit hierdie vers uit, 'n paar dinge. Jou Bybel, ek het dit laasweek gesê, maar ek wil dit nou vir jou sê, dat jy dit in jou hart sit. Hierdie boek is elkeen van ons belangrikste besitting. As jy nie hierdie boek, soos Dawid dit skryf, in jou hart bære nie, kan jy nie die reëls van hierdie koninkryk waarin ek en jy leef, nakom nie. Is jy by my? Dan kom ons aan die einde van tyd. En Jesus, wil ek amper sê, haal hierdie Bybel uit hom uit. En hy sit hom neer. In Openbaring 1 vers 16. Nou, dan lees jy in hoofstuk 20 hierdie gedeelte, en hy praat van boeke met 'n meervoud. Nou vra ons die vraag, watter boeke is dit wat eendag in die hemel geopen gaan word? Nou voor ek jou dit sê, kom ek maak dit pertinent vandag, terwyl ek nou hierdie kort reeksie klaar maak. Hierdie boek, aan die einde van dit alles, gee my en jou een van twee keuses. Hemel of hel.
kyk na ons jong mense, ek gaan dit sê. Jong mense, dis hard, gaan die ewige hemel mis, omdat ouers te slap is om hierdie boek in hulle huis oop te maak. Hoor die woord van die Here. Ek wil vanmôre mooi met jou praat. Hierdie boek is nie 'n mik en druk en ons hoop ons kom daar boek nie. Dis die grondwet waarvolgens ons moet handel. My hart breek vir jong mense wat brand om by die huis van die Here uit te kom, maar mamma en pappa is te slap en te lui om op 'n Sondag na die huis van die Here toe te kom. Die bloed van jou kinders is op jou hande. Ek weet ek raak te ernstig, maar hoor my mooi. Hierdie boek is 'n belangrike boek. En hy sê, hemel of hel, op die einde van die dag. Die 3 boeke wat eendag wanneer tyd klaar maak en dit in die hemel geopen gaan word. Eerstens is die boek van jou lewe. Elke dag, jou keuses, jou denke, wat jy gedoen het, wat jy gesê het, hoor my, God is wakker. Alles word neergeskryf. Het jy al oor daai ouens gehoor, net voor hulle dood gaan sê, my hele lewe het voor my afgeflits. Hy kry so 'n sneak peek van wat alles in sy boek staan. En die eerste boek wat eendag in die hemel geopen gaan word, is jou lewensboek. Die tweede boek wat geopen gaan word, is hierdie boek. Hierdie boek sal eendag in die hemel vir jou of teen jou getuig. Jou lewensboekie gaan daar lê en die Bybel gaan daar lê. En die groot bepalende boek is die derde boek, die boek van die lewe. Wat is die boek van die lewe? Dit is wanneer jy hierdie boek jou belangrikste besitting gemaak het. En iewers in jou lewensboek is daar 'n hoofstuk wat sê, op die 27ste Februarie 1993 het Dudley Mans homself laat doop en sy lewe vir die Here gegee. Dan begin my lewensboek en hierdie boek ooreenstem. En die oomblik wanneer hierdie boek en my lewensboek ooreenstem, is daar 'n God, 'n pen vat en met die bloed van die lam in daardie boek van die lewe skryf, Dudley Mans, kind van God. Ek en jy het daardie keuse. En daar is soveel gestryery en ek het laasweek bietjie meer by dat stil gestaan. Maar ek kies hierdie boek as die belangrikste besitting in my lewe. Ek kies hierdie boek om te sê, al die koninkryke van hierdie wêreld sal tot niet gaan, maar my woord sal vir ewig bly staan. Die koninkryk van God is 'n ewige koninkryk. Wil jy die ding klaar maak? En ek wil jou vra, hoe lyk jou lewensboek? Kan jy 'n datum in jou lewensboek herroep waar jy gesê het, op daardie dag het ek 'n keuse gemaak om vir Jesus te lewe? Staan in daardie boek 'n dag wat jy gedoop is? Wat is die doop? Dis een van die 2 sakramente wat ons as kerk in glo. Die eerste sakrament is die heilige nagmaal, die tweede is die gelowige doop. Die heilige doop sê, ek begrawe myself en ek staan op in 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus. Hoe lyk jou lewensboek? Het jy iewers in jou boek al geskryf, ek is kind van God? Jy sien dan, na daardie dag, en ek gaan amper klaar maak, as jy jou lewe vir God gegee het, dan haal hy die pen uit jou hand uit en jy skryf nie verder aan jou lewensstorie nie.